Partykeer is dit daarom lekker om in landbou te wees, veral as jy in die tegnologie kant is, nee. Hier is alweer nuwe speelgoed. Nick het hulle nuwe P150 series drone. Hier's nog 'n XL drone vir die mark. Rowan gaan my sommer 'n bietjie meer vertel. Kom ons luister. Rowan, hoe lyk dit? Goed jy, Chubby? Lekker. Die dinge loop. Jy sê lekker en lekker. Dis hoe hy gaan by julle, nee. Dis hoe dit gaan. Sê gou vir my, julle nuwe P150 series drone, verduidelik my gou so vinnig. Gee my net so die basics. Ja, Chubby, hy's uiteindelik hierso. Ons is baie opgewonde oor hierdie drone wat nou binnekort gaan gelons word. En ons het hom hier in Suid-Afrika, so ons begin al met die toetse met hom. Hierdie is die derde version al van die P150s. Okay, so wat presies beteken dan nou die derde version? So Chubby, as 'n nuwe drone gelons word in China en veral met die XIG, dan basies is daar terugvoerslae wat terugkom, die ouens gee terugvoer op die drone. Dan kom my eerste version uit, dan kom my tweede version uit. Hierdie is die derde version wat al reeds uit is met al die foute uitgesorteer. So hierdie drone soos hy staan is hy gebou om te hou in Suid-Afrika. So ons is opgewonde oor hierdie ouetjie. So hierdie een is nou die een wat klaar sy geite, al die dinge wat issues wat hulle gehad het, dis klaar uitgesort, Ja, so dit is nogal lekker om te sien, ja. So okay, gee my gou die specs op hom. Waarna kyk ons op die drone? Okay, Chubby, so onder hierdie P150 is dit 'n 80 liter tank. Yes. As jy kyk na die kunsbestrooier, is dit 'n 115 liter tank. Ja, okay, maar hoekom net 'n 80 liter? Want daar's nou van die ouens wat nou al redelik groot, ek sien nou gedog het ek sien nou 100 of 'n 120 liter tank gekry het saam met hom. Ja, soos ons gesien het op die P100 Pro, dit gaan eintlik maar oor om soveel as moontlik effektief te wees op die dag wat 'n mens werk. So, ja. So jy wil so gou as moontlik jou lande gespyk kry. En op hierdie ene is dit moontlik op goeie toestande, op die beste moontlike toestande kan jy 26 hektar per uur kan jy gedoen kry. So dit as alles nou reg is, seker nou presies, lekker lang lande, al die goed, maar 26 hektar per uur. Ideale kondisies, ja. Liewe ouers, en dis ek meen as ek nou vat op die P100 het julle gewerk op gemaklik 15 hektar per uur. Ja, so tussen 15 en 17. Ja. Ja, soos 'n groot spring eintlik, ja. Okay, en dan maar wat kry so wat jy vir my wil sê is op drones die liters wat die ding kan optel maak nie altyd saak nie. Dit gaan oor 'n kombinasie van die tegnologie, is ek reg? Ja, so is 'n paar dinge wat 'n rol speel. So natuurlik die area wat jy in werk speel 'n groot rol. Maar die heel belangrikste ding is vir 'n drone wat hard werk en 'n drone wat swaar dra op sy spoed is batterye. Batterye speel 'n baie groot rol. So vir 'n drone wat so hard werk, sy batterye word warm. So soos jy sal sien op hierdie drone, as jy onderdeur kyk, hierdie drone is basies gebou om jou batterye koel te hou. Okay, right. So soos hierdie drone werk, gaan die wind reg deur, die batterye word nog steeds afgekoel terwyl hy vlieg. En dan het ons 'n baie nice stelsel wat ons onlangs ingebring het. En noem dit die cooling towers. So basies hierdie battery sak dan in 'n houer in. En hy blaas 'n koue mis basies deur die battery. Yes. Dit is baie nice, ja. So in plaas van die ou watermodel hardloop jy nou net deur die cooling tower. Verseker. En dan hoe lank charge 'n battery dan nou? So dis net die ander lekker ding. Ons het 'n supercharger wat ons ook mee inbring. Ja. So jy kan 'n battery binne 6 minute vol charge. Yesterday. Soos van 0 af na vol toe in 6 minute. So jy gaan nooit 'n battery onder 20% laat sak nie. Jy wil nooit 'n battery so diep laat in cycle nie. So van 20 af op 6 minute is vol. Supercharger. Dan sit klaar. So in kombinasie gaan dit oor dis dit jou trailer, al daai goeders en dan die drone wat maak dat jy by daai 26 hektar per uur dan nou uitkom. As ek reg as ek dit so sê. Presies so, ja. So dis wat jy my wil sê is 'n tool, is nie 'n tank nie. Nee. Okay, en dan sê gou vir my, ek sien hierdie een het nou seker oulike kameraatjies hier voor, verduidelik my net gevinnig van hulle. Ja, so basies het 'n nuwe stelsel kamera ook in, so die kamera kan op en af kyk. Ja. Terwyl 'n mens vlieg, as jy mapping doen in die lug soos hy op en af vlieg, sal hy basies klaar jou bome vir jou uitmap. Hy sal al die geboue, alles vir jou uitmap op die spot waar jy mee besig is. So ek het nie nodig om 'n aparte Realterra op te sit nie. Hy doen dit nou alles sommer self. Dis 'n ingeboude Realterra alreeds in die drone. Dit is baie cool daai, nê. Ja. En dan okay, verduidelik my gou die remote want ek sien hy het nou sommer 'n TV by die ene, nê. Ja, meeste mense of wat baie mense het die vraag gevra oor die remote. Ja. En ek kan sien die mense het ook geluister. So
Maar die opsie is daar. Baie mense hou nog steeds van die stelsel waar jy van die tablet of van 'n foon af werk, so die opsie is nog steeds daar vir jou om dit so te doen. Yes. Maar hierso is nou vir jou 'n remote as jy so verkies met 'n ordentlike skerm in en jy kan alles van nie af hardloop waar niemand is bel op jou iPhone nie. Okay, so ek sien hierdie een het nou 2 nozzels op. Hierso is daai net afgeslaan. Hierdie is nou nog op. Hoeveel nozzels kan ek kry? Kan ek 4 kry of is dit net die 2? Jy kan ook oorgaan na die expansion pack toe van 4 nozzels op die drone. Ja, so as jy bome gaan werk, sal ons voorstel jy gaan na 4 nozzels toe. Maar op die plat lande soos mielies en sojas en aartappels, daai tipe lande is hierdie meer as perfek. Right, en dan die pompe. Hoe lyk die pompe op hom? Okay, so Choopy, hier is 'n impeller pompe. Yes. En hy gee vir jou 'n groter variety van wat jy wil doen met jou druppels. So as jy enigiets van 60 mikron af na 1500 mikron toe wil verander. So nou kan ek actually reën maak met hom. Jy is nou in staat om dit te kan doen, ja. Okay, dan sê vir my wat op die drone is nog spesiaal? So Choopy, jy sal sien nog steeds op die motors, het ons steeds die rockers op. Op die vorige drone wat ons het, die P100 Pro, het ons sien wat 'n groot rol hierdie speel. Ons het nie issues op ons motors nie. En dit speel 'n baie groot rol op. So al die vibrasies word gekanselleer op hierdie rocker. En dan as 'n mens kyk ook na die stewigheid van die drone, dis nog steeds daar, dis 'n bitter stewige drone. En as 'n mens nou kyk na hier bo op die drone, jy kan sien hulle die battery basies skuif na die central point van die drone. So in die middel van die drone, so al die gewig is in die middel. Dis nie meer soos hier agter waar eers jy agter moes die nou met die drone nog daai balancing en so ook doen jy hardloop hom sommer net daar. Presies, en dit speel 'n baie groot rol op jou batterye ook, so hoe jou battery deurkom op 'n dag. So dit is in die middel van die drone. En dan die heel lekkerste ding is, hierdie is nog steeds 'n one-man job. Jy kan nog steeds die drone self optel, hy het sy handles hierso. So jy kan iemand uitstuur land toe, hy kan self aflaai, al die dinge. Hierdie drone is so eenvoudig soos dit, ja. En as ek sê hierdie batterye lyk amper of hulle hom deel gemaak het van die chassis hierso waar hy nou is. Dis nie net 'n ding wat jy aan die agterkant afhang nie. Hy's sommer half deel van die hele bou, as ek dit so kan stel. Hy's in die middel van die drone, so dit maak dit baie beter op die drone, ja. Okay, so ek stel nou belang in die drone, hoe maak ek? So gaan op www.nik.co.za, maak kontak met ons. Ons gaan vir jou meer inligting gee sodra hierdie drone gelons is. Kom maak se draai by jou, ons kom demo by jou en jy kan self sien wat hierdie drone kan doen. Uitstekend, Ruben. Dankie baie. Right, dit is Ruben hierso van Nikaf. Okay, right, as jy belangstel, linkie bo hieronder of hierdie nommer, daar's hy, bel hulle. Nee, daar's vir jou selfoonnommer. En dan kan jy die nuutste speelding kry van Nikaf. Dis hier van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.